Goeiedag, geliefdes. Dit is vir my 'n besondere voorreg om vandag net weer met u te kan deel en ek eer die Here vir die geleentheid en ek wil regtig vertrou dat die Here deur sy Gees net by ons elkeen sal stil staan en met ons sal deel op 'n besondere wyse. Mense, die onderwerp van hierdie gedagte is: dink 2 keer voordat jy praat. 'n Verstandige mens dink altyd eers voor hy praat. Here, help ons in Jesus naam. Hoekom hierdie tema? Eenvoudig vir die rede. Mense, hoeveel van ons, wanneer ons alleen is en ons bietjie terugdink aan goed wat ons kwyt geraak het, goed wat ons gesê het, is baie keer spyt oor dit wat ons gesê het. Dan besef ons dat dit wat ons vandag gepraat het meer skade gedoen as wat dit enige iets anders gedoen het. En daarom is dit so belangrik dat ons altyd 2 keer sal dink voor ons praat. Dat ons stadig sal wees om enige iets te sê. Vernaam wanneer ons kwaad word. En dan, mense, is dan mos nie brieke nie. Dan praat ons net. En dan sê ons uit kwaad uit goed wat ons eerder nie moes gesê het nie. Waar ons eerder moes stil bly. Ek dink net terug, 'n baie goeie voorbeeld. By 'n skool is daar 'n paar seuns, dink 2 of 3, wat op 'n plek kom waar hulle sê dat hulle was gemolesteer deur 'n onderwyser. En daardie onderwyser word toe gearresteer. En op die einde van die dag kom daar nog kinders na vore en toe sit nader aan 'n hele klompie van hulle wat almal verklaringe aflê. Wat sê dat hierdie onderwyser het hulle gemolesteer. Nou, hierdie man is afgelê sonder vergoeding. En ja, dis die een hofsaak na die ander hofsaak en ons kan ons almal indink wat se kostes dit beloop het. En dit het net eenvoudig te veel geword en op 'n dag, net kort voordat die verhoor sou begin, het hierdie man wat aangekla was, hierdie onderwyser, 'n einde aan sy lewe gemaak. Hy het homself doodgemaak as gevolg van mense wat goed gepraat het. Mense op 'n stadium toe daardie kinders na vore gekom en hulle het bely dat hulle het 'n leuen vertel, dat dit was nie die waarheid nie. Die gevolg daarvan is 'n vader van sy kleinkinders is nie meer daar nie. Hy wat vir hulle die bron van inkomste was, is nie meer daar nie. Hulle het al hulle goed verloor as gevolg van stories van kinders wat gespreek was en wat natuurlik nie ten volle en goed ondersoek was nie. Dadelik mense laat optree. En ja, ons kan nie met die goed speel nie, maar ons moet seker maak dat wanneer daar goed gesê word, dat dit werklik die waarheid is. Want anderste kan dit groot skade veroorsaak. Maar mense, hy sê in Jakobus 1 vers 19 tot 20 in die Afrikaanse 53, so dan my geliefde broeders, elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, mense stadig om toornig te word, want die toorn van 'n man bewerk nie die geregtigheid voor God nie. Mense, wanneer ons kwaad is, dan raak ons goed kwyt. En hierdie goed veroorsaak dat mense op 'n plek kom waar daar skade veroorsaak word. En dan later, wanneer ek besef, ek het nou goed gesê wat ek nie moes nie, dan is dit te laat om daardie woorde terug te trek. Here, help ons. Nou luister, hy sê hierso in Jakobus 3, vers 2 tot 6, en ek lees vir ons van vers 3, hy sê, want ons almal struikel dikwels. Mense, daar's nie een van ons wat kan sê dat ons struikel nie. Hy sê, as iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man. Ek wil jou vra, is jy volmaak? Maak jy nie foute nie? Luister, hy sê, in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. En dan kom hy daar en sê,
kyk ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgedryf word gestuur deur 'n baie klein roer net waarheen die stuurman wil. Net so is die tong ook 'n klein lid en beroem hom op groot dinge. Mense, hy sê, kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. Die tong is ook 'n vuur. Mense, 'n klein vuurtjie, is soos 'n vuurhoutjie wat jy in die brand steek, is 'n ou klein vlammetjie, maar jy kan 'n groot vuur daarmee maak. Mense, die wêreld van ongeregtigheid, net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Presies wat die vyand wil hê. Mag die Here gee dat ek en jy 'n verstandige man, 'n verstandige vrou sal wees, wat 2 keer dink voordat ons spreek, dat ons stadig sal wees om te praat. Hy sê ook daar in Jakobus 3 vers 8 tot 12, ek gaan dit nie lees nie, maar ek wil hê jy moet mooi hoor. Mense, as ek sê ek is 'n kind van die Here, hy verduidelik dit so, uit 'n oog, 'n fontein, kan daar mos nie brakwater en soetwater uitloop nie. Dis of die een of die ander een. Ek kan nie, as ek 'n seun is, 'n dogter van God is, doop en slegte goed van ander mense praat nie. En dan wil ek die Here se naam groot maak en hom verheerlik nie. Nee, God se hart is dat ek en jy sal let op ons woorde, dat dit ooreen sal stem met ons getuienis. Mense, as ek sê ek is 'n seun van God, dat ek seker sal maak dat dit wat uit my mond uitkom, dat dit sal wees tot eer van die Here, dat dit tot stigting van ander mense sal wees. Hy sê, en hierdie is belangrik in Jakobus 1 vers 26, as iemand onder julle meen dat hy godsdienstig is en tog sy tong nie in toom hou nie, maar sy hart mislei. Mense, die godsdienst van hierdie man is te vergeefs. Ek wil vandag vir julle sê, van elke woord wat ek en jy spreek, sal ons die vrug eet. So belangrik dat ons altyd sal onthou. Dit sê ek vir julle, Matteus 12 vers 36 tot 37. Luister, en dis die Here Jesus wat praat. Hy sê van elke ligsinnige woord wat die mense sê, sal hulle rekenskap moet gee op die oordeelsdag. Op grond van jou eie woorde sal jy vrygespreek of veroordeel word. Mense, dink 'n bietjie. Hoeveel goed het ek en jy in hierdie week gesê wat ons oorspyt is? Wat ons liewerste nie moes gesê het nie. Here, help ons in Jesus naam, dat ons 2 keer sal dink. En dit is so belangrik. Prediker waarsku ons. Hy sê vir ons, wees nie haastig met jou mond nie, en laat jou hart nie gou 'n woord uitbring voor die aangesig van God nie, want God is in die hemel en jy op die aarde, daarom moet jou woorde min wees. Mense, wanneer ons baie praat, is wanneer die verkeerde woorde soms uitslip. Here, help ons. Hy sê in Spreuke 10 vers 19, met baie praat bly die sonde nie uit nie. Wie sy woorde tel, is 'n verstandige man. Mense, luister, kom ons dink 2 keer voordat ons praat. En maak seker dat wat ook al ons sê tot opbouing is van ander mense. Die woord sê ook dat wanneer ek en jy praat oor enige iemand, as ons nie kan goed praat nie, ons eerder moet stil bly. Dis so belangrik. Mense, ek kan nie dit oorgenoeg beklemtoon nie. Daar loop daar buite mense met littekens in die gees, wat diep spore getrap het, as gevolg van woorde wat gespreek is, wat seer gemaak is, wat afgebreek is. Weet u hoeveel kinders, wat nie meer kinders is nie, maar wat groot geword het, nou groot manne en vroue is, wat ook kinders het, loop met littekens, as gevolg van goed wat oor hulle gespreek was, toe hulle kinders was. En die hartseerste van dit alles, deur ouers, hulle eie ouers, onderwysers,
maats. Here, help ons in Jesus naam dat ons altyd 2 keer sal dink voordat ons enige iets praat. Is my gebed in die naam van Jesus. Kom ons bid saam. Vader, ek dank U vir U liefde, U genade. Here, want U genade het ons so nodig. En dankie dat U woord sê U genade is elke oggend nuut. En Here, ons wil vanmôre net kom en sê, Here, daar waar ons goed gespreek het, Here, wat ons weet, ons eerder moes stil gebly het. Here, vergewe ons. En Here, waar dit skade veroorsaak het, Here, wil ons bid en vertrou dat U bonatuurlik sal onderneem. Here, en daai wonde wat aangedoen is, sal aanraak en herstel en volkome genees. Ons bid dit in Jesus naam. Ons dank U daarvoor en ons gee U al die lof en al die eer. Vader, U word verheerlik. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mense, kom ons wees verstandig en maak seker voor ons praat dat dit tot eer van die Here is en tot opbou van ander mense. Amen. Die Here seën. Totsiens.